Soon die boere soer, ons die o Kalahari boer. Endless the plains all around me, the burning sun. Ja. Ja. Nee, is oké. Hak ons vas hier in Raakops. Load shedding. As die krag nie aankom nou in die volgende halfuur of so nie, dan moet ons nou na die volgende dorp toe ry. Terug. En dan kom ons nou weer hier verby geskyk. Okay, so die wiele gepomp, gaan nog net die waantjies aan pomp. En dan gaan ons verder. Only 600 miles to the south, there's a vast city. And here you find civilized men. Civilized man refused to adapt himself to his environment. Instead, he adapted his environment to suit him. So he built cities, roads, vehicles, machinery, and he put out power lines to run his labor-saving devices. But somehow he didn't know when to stop. The more he improved his surroundings to make his life easier, the more complicated he made it. So now his children are sentenced to 10 to 15 years at school just to learn how to survive in this complex and hazardous habitat they were born into. And civilized man who refused to adapt himself to his natural surroundings now finds that he has to adapt and readapt himself every day and every hour of the day to his self-created environment. Yep. Ja, dit lyk soos 'n vakansiedag. Maar dis lyk my soos dit elke dag lyk in Botswana. Hier gaan nie veel aan nie. En elke 10 minute gebeur hier nog minder. Ons wag, ons is nogal meer as 3 ure vir die krag, nog nie aangekom nie. Gamble ons nou om terug te ry na die volgende dorp, en daar is nie krag nie. Sit ons en wag, en hoop dat die krag hier aankom. Sal maar sien. Nou het nog nie steeds niks gebeur nie.
Daar sy. Ons kampie is opgeslaan. Vanaand probeer ek my backhou as 3-4 maak. So kom ons kyk of dit gaan gebeur. Ons ablissieblok. Dis maar dieselfde soos al die ander. Toilet. Hy word bietjie baie gebruik. En die shower. Goeiemôre. Dis vanoggend hierso by Deception Pan wakker geword. Niks leeu's, niks luiperds, niks het ons kom pla of kom kuier nie. Ons gaan vanoggend Passage Valley omry en kyk hoe ver ons kom. So nog baie mak, nog niks snaaks te sien nie. Soos hierso by Passage Campsite 1. Jy weer jou ablissieblokkies. Lekker bome om onder te sit. So 'n bietjie ver daar van Passage Valley af in die agtergrond. So jy gaan nie regtig aksie kan sien indien daar 'n kiel of 'n ding is nie. Maar is baie uit die pad uit. Baie privaat.
bat-eared fox. So hier is ons by Passage Valley uitkykpunt in die Passage Vallei. Dis pretty much maar 'n gedeelte waar daar baie meer bossies groei as gras. En dan teen die rande kry jy nou die bome, wat dit ook al rande is, die rand van die pan, is nie juist 'n rand soos 'n berg nie. Die wêreld is baie plat, as jy moet GPS kyk, verskyn, ek dink nie 30, 40, 50 meter dalk van die een punt na die ander punt. Ons is ver weg van alles af, ons het nou by Passage Kamp plek 1 en 2 verby gery en daar het nog nie mense gekamp nie. Ons het hier so gestop, so 1 uur se tyd. So ons gaan daar ons gaan bietjie net 'n tuna broodjie maak. Net om alles weer reg te kry. Sy, het hier 360 grade view van die vallei. Hier is ons by Sunday Pen, kampplek 1. So eentjie van die pad af, nie ver nie, net so 50 meter. En as jy daar oor kyk, nie weer kan sien, daar is die panne. Sunday Pen. Hulle kom net te naby aan my. Ek kry nie 'n foto geneem. Ek dink hulle noem hom 'n koringvoël as ek dit nie mis het nie.
hierso by Letiaia watergat. Dit is een van die 3 watergate, boorgate. Niks is natuurlik hier nie. In die Sentraal Kalahari, die deel wat ons in is. Ons was nou al by 3 gewees. 3 van die 4. As jy kan sien, is dit maar soos die res van die Kalahari is, die panne. Ons is actually hier so in die Deception Vallei. En hier is die boorgat met die watergat. Die boorgate word hierso met sonpanele aangedryf. Ek kan net nie sien waar hierdie ene is nie. En dis die stroompie water wat aanhoudend hierin loop as die son skyn. En as jy die water proe, is dit verskriklik sout en sleg. So as jy hierso nie gaan water saambring nie, gaan jy dit nie gedrink kry nie, al gooi jy hoeveel whisky by. Maar sy, is so 36-40 kilos van die kamp af. Het gaan ons weer so 2 ure terugvat, dit is amper 4 uur. So ons is alweer op pad terug. Hier kom ons in die pad afry. Hier sit klompie vlinders wat daar sit en op en afvlieg. As ek byry, toe sien ek maar daar het iets of water gemors of 'n dier het daar gepiepie of iets. En hulle is besig om vog daarin te neem. Hier is ons nou by die Wilderness Camp nommer 7. Ons is op pad van die watergat af terug Deception Pan toe. Ek dink as 'n ou die sirkelroete doen, gaan ons 'n aand of 2 hierso oorslaap voordat ons dan nou weer sal uitgaan by die hek. Nou hulle noem dit 'n Wilderness Camp omdat jy nou nog geen 5-ster ablisieblokke gesien het nie. En ook nie 'n braaiplek nie. Selfs hier is 'n badkamer. So kom ons kyk. O, daar is hy. Ja, jy sien. Jy stap hier in. Jy moet net jou eie graaf bring. En dan moet jy nou maar vir jou 'n gat hierso grou. Ja, so. Maar nou is jy die eerste keer in Afrika as jy by so 'n plek kamp. As niks gebou of niks nie. Dis reg, son trek water. Nou ja, met ons terugry Deception Camp toe, met die son wat begin sak, kom ons toe nou op hierdie 2 cheetahs af, wat in die middel van die vallei tussen 2 troppe springbokke lê en wag. Die een is die hele tyd besig om op te kyk, en vir die meeste van die tyd het die ander een aan die regterkant in die gras gelê, en ek het nou later net iets geëet, maar omdat die gras 'n bietjie dikkerig was, kon ons nie agterkom wat hy gevreet het nie. Het mag wees dat dit 'n ma en 'n kleintjie is, dat die ma dalk gehelp het, of dat die ma die kleintjie leer. Daar kan jy sien hoe die springbokke toe hulle nou sien en toe omdraai en gat skoonmaak, en dit wys jy net hoe paraat is hulle en hoe op hulle hoede is hulle.
hierso sien julle ook in die reenseisoen as die mense ry, hoe kan die pan nogal modderig raak en diep slote wat jy hier kan hê, so jy sal met jou storie ken. Op pad terug het ons vir Dion Lou ontmoet en sy vrou en hulle het ons toe nou gesê dat hier so voor 'n kiel is en 2 leeumannetjies en toe besluit ons dat ons nou maar eers gou daar ook 'n draai gemaak. So hier is ons op pad Deception Pan toe. Hy wil nou net vir julle wys. Klaas julle gee dit weer die kans gekry. Want nou kan ek net weer hier kom heen. Natuurlijk. Ik heb gesê hierdie is my favourite. Toe daai son nou sak eintlik vanmiddag. So as ek die boek toemaak, dan sê ek nou weet jy wat my klaar. Dit is baie hartseer eindelijk. Het is nog nie eens weg nie, maar ek voel het was te hoog gewees. Ik weet niet, gaat het van zoveel bomen wees nie. Ek neem dit van sandduine wees. Ja. Dit ek om jy survival kit gepak het. Dan gaan ons in die woestijn gaan staan. Ja. Maar ek gaan jou beloof, as dit droog is, gaan het baie anders. Daar is nog steeds baie bome. Ja, dit gaan baie anders te lyk. Ja. Dan moet julle gou eers gaan stof. Ek weet dit nie wat ons doen. Dus ek vind die feit het net gesloop. Nee, ek mag gaan stof. Hier is hier, hout is waar. Ons het gou vanoggend teruggejaag hier na Deception Pan toe. Om te kom kyk of die leeu's nog hier so is by die karkas. En toe ons hier kom, staan er nog net die bene en die velle en die goed oor wat hulle nou nie meer wou geëet het nie. Maar op pad hier naartoe het ons al 3 jakkals aan die pad gesien, hardloop die hele tyd voor ons. En toe ons hier kom, toe is hier so 8 of 9 jakkalse wat besig is om die laaste scraps hier so uit die bene te probeer uitbrei. En ook dan nou klomp kraaie en aasvoëls. 'n hele klomp bitterige aasvoëls en dan ook later het hier so 2 swart aasvoëls die leopard face kom sit. En dit was nogal heel interessant om hulle van so naby te
bespied. Ek het daar voor die Fortuner gaan sit op hulle hoogte, soos julle kan sien, ons is baie laag en dopgehou hoe hulle nou oor die laaste bietjie vleisies beklei. Hulle het meer rondgehardloop en rondgesniffel as wat enige iemand iets kon eet, soos julle kan sien. Alhoewel daar geen woorde of foto's is om jou belewenis in Sentraal Kalahari te beskryf nie, was hierdie beslis die mooiste om te sien en die mooiste om te beleef. Daar is sekerlik baie ander histories wees in die toekoms, maar hierdie was definitief my hoogtepunt geweest. En dan nou op 'n stadium het hierdie een mannetjie so naby aan my gekom, dat ek nou nader aan bekommerd was dat hy te naby aan my kom. En, maar dit was nou nogal heel belewenis om so naby aan die jakkals te wees en daar niks tussen jou en hom is nie. Die een is nou so naby my. 2 meter. Hierdie was dan ook die perfekte tyd van die dag gewees, aangesien dit net 'n dagbreek was en terwyl ons daar gesit en wag het die son begin opkom. Ons kon ongelukkig nie te lank hierso bly nie, want ons was op pad terug kamp toe om te gaan opslaan en dan nou om uit te kom dat ons kan terug Pietersburg toe. Net interessant uit hierdie 80 km van Deception 6 deur Matsweri hek tot by die teerpad waar jy by Raakops kom, vat jy so 2,5 ure se ry min of meer. So dit is nogal 'n lang tyd op 'n kort stukkie pad. Jy kan vir geen mens die grootsheid van hierdie plat aarde, hierdie niks beskryf nie. Jy moet dit self kom beleef, die foto's, die video's, dit gee nie justice aan hierdie wonderlike reservaat, hierdie wonderlike deel van die wêreld nie. Jy moet dit kom sien, ruik, hoor, beleef. Dan sien jy die ware wonder van die Kalahari ken. Dit is 'n swart aasvoël. Nou ja. As ons nou aan die ander kant van die pan sien ons nog steeds die jakkalse, aasvoëls, kraaie, aas aan die oorblywende blou wildebees van die leeu's van gisterand. Nou gaan hulle groot, want ek is nie naby om hulle te pla nie. Daar sê, ons laaste oggend in die Sentraal Kalahari. Ek het net gou weer gery na die leeuwkeel toe en moet dan bykie die saps en pan af te neem. Ek het nie gister kans gekry daarvoor nie. En daar is 'n sekretaris voor die skerp is.